Goeiedag. Uit Psalm 26 luister ons na vers 2. Toets my, Here, en stel my op die proef. Suiwer my niere en my hart. Vir baie van ons mag hierdie psalm vreemd klink. Dawid spreek God aan deur sy onskuld en onberispelikheid te verklaar. Wanneer ons God aanspreek, is ons baie meer geneig om ons sondigheid en blaamwaardigheid te bely. Ons word geleer dat ons almal sondaars is, deur en deur. Want almal het gesondig en val tekort aan die heerlikheid van God, sê Paulus ook in Romeine 3, vers 23. Maar Dawid se bewering van blaamloosheid is nie dat hy sondeloos is nie, of heeltemal onskuldig aan enige wandaad nie, maar dat hy onskuldig is aan die spesifieke aanklag wat teen hom ingebring is. Hy beweer sy integriteit, nie sy volledige en konsekwente volmaaktheid van gedrag nie. God ken ons harte, en vir Dawid is dit nie 'n ontstellende gedagte nie. Hy het niks om weg te steek nie. Hy weet dat hy in integriteit wandel en die Here vertrou. Hy vra God selfs uitdruklik om hom te beproef en te toets, nie net sy gedrag nie, maar ook sy hart en verstand. Dat Dawid geen geheime vir God het nie, beteken nie dat hy perfek is, of dat hy nie God se hulp nodig het nie. Hy beweer nie dat hy sondeloos is nie, of dat hy sy lewe onder beheer het nie. Inteendeel, verder in hierdie psalm, vra hy, red my en wees my genadig. Dawid weet dat die enigste manier om met God te leef en sy genade te ontvang, is deur jou hele lewe aan hom te wy, en Dawid doen dit met graagte. Dawid plaas homself in die hande van God. Laat God my regter wees, nie ek of my aanklaers nie. En hy kan dit doen omdat hy God lief het en God se liefde ken en op God se getrouheid vertrou. Hy kan homself in God se hande plaas, nie net omdat God sy onskuld mag verklaar nie, maar ook omdat God die een is wat sy skuld kan en sal vergewe as God sy oortredinge duidelik maak. Dawid erken dan ook sy eie swakheid. Hy verklaar nie net sy regverdigheid teen watter vals beskuldigings ook al teen hom gemaak is nie. Hy weet ook dat hy geneig is om te sondig. Dus vra hy God vir beskerming en leiding. In vers 9 en 10. Moet my nie wegruk saam met die sondaars, my lewe saam met manne wat bloed vergiet nie, hulle aan wie se hande 'n skandaad kleef en wie se regterhand vol omkoopgeld is. Maak jy jou hart oop vir God. Nooi jy hom om jou te toets en tereg te wys, of het daar nog donker hoekies in jou hart wat jy liewer vir hom wil wegsteek. Kom ons bid saam. Laat reg aan my geskied, o Heer. In onskuld kom ek my verweer, want ek het tog op U vertrou. U kan my toets, U kan my keur. Kom, ondersoek my deur en deur. Ek lewe immers deur U trou, en laat my deur U liefde lei. Laat reg, o Here, geskied aan my. Amen.